Goeiemôre broers en susters en alle besoekers wat vanmôre saam met ons hier mag wees. Dit is lekker om so vroeg op hierdie dag by mekaar te mag kom. Ons het net een, noem dit maar afkondiging. Ons het nie 'n amptelike kollekte nie, maar 'n vrywillige bydrae by die deur. Alles gaan vir Bybelverspreiding. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag genade, barmhartigheid en vrede en oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n loflied tot eer van die Here. Ons sing lied 377. Hy is 'n bietjie onbekend. Dalk kan Tannie Marlene hom net vir ons een keer deurspeel. Daarna staan ons en sing ons saam vers 1, 2 en vers 3. Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons vanmôre op 'n nuwe dag mag wakker word. 'n Dag dalk vir meeste mense soos enige ander dag. Maar vir ons wat deur U Gees getrek word, vir ons wat uitverkies is uit hierdie wêreld en in Christus heilig gemaak is, vir ons wat hierdie dag nie net 'n gewone Vrydag is nie, maar 'n dag van vreugde. Ons dank U. Ons loof U want U is goed vir ons. Ons loof U want U het ons so lief gehad dat U U eniggebore seun gestuur het om 'n wrede kruisdood te sterwe. Meer is dit, dat hy die straf en die vloek van die sonde op hom geneem het. Dit wat op ons moes kom, het hy gedra, gewilliglik. Met 'n liefdevolle hart het hy die skande van die kruis verduur. Nie daarvoor teruggedeins nie, maar ook vir die heerlikheid wat vir hom in die vooruitsigting was, daaraan gehang het, die prys betaal het
en uitgeroep het, dit is volbring. En dit is hoekom ons hier is, Here. Ons is hier om U te dien, ons is hier om U te dank en te loof. Ons is hier om weer te dink aan die offer van die Seun, en vir U te sê, dankie. Dankie vir die groot genade. Dankie dat U ons uit 'n sinnelose en 'n doellose lewe vry maak. 'n Lewe wat betekenis het, 'n lewe wat ewige gewig dra, en wat vir ewig sal duur. Dus dankie vir alles wat ons vandag mag herdenk. Rig ons oë vanmôre op U Seun. Wanneer ons die prediking hoor, mag dit nie die woorde van 'n mens wees nie, maar soos dit waarlik is, die woorde van God. Mag U oral waar U woord vanmôre verkondig word, mag U daar saam met gelowiges bymekaar kom, waar daar gebede gebid word, mag U dit verhoor, en mag waar die dood van die Seun herdenk word, dit in eerbetoning gedoen word, en in danksegging, met ons oë gerig op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. In sy naam bid ons al hierdie dinge. Amen. Broers en susters, kom ons lees uit die woord van die Here. Ons lees saam uit Johannes 19 en uit 1 Petrus hoofstuk 1. En daarna gaan ons saam sing van lied 380. Ons gaan net saam sing vers 1. Ek lees vir ons lied 380 vers 1 en daarna lees ek vir ons uit Johannes. Dan gaan ek vir ons lees en dan sing ons saam. Jesus, die lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood. Jesus, prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. Drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat, 1000 maal o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Die 380, ons sing dit na die lees van die woord van die Here. Johannes hoofstuk 19, ons lees vanaf vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moes bly nie, en daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe die soldate gekom het en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom, sien hulle dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar, hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul kan word, geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien, vir wie hulle deurboor het. Hiermee saam lees ons uit 1 Petrus hoofstuk 1. Ek lees vir ons vanaf vers 13. Wees daarom verstandelik wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerte wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld.
julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele, soos silwer of goud losgekoop is, uit julle oorgeerfde, sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Hierdie woorde van vers 18 en 19. Ons is nie met verganklike middele losgekoop, vers 19, maar julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam, wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. Ons fokusverse dan ook uit Johannes, stuk 19. Fokusverse, vers 33 en 34 van Johannes 19. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Geliefdes in ons Here, elke jaar rondom April vier ons Paasfees. Die feesnaweek begin gewoonlik vandag met die Vrydag, waar ons die dood en die kruisiging van die Here Jesus herdenk. Goeie Vrydag, nie 'n dag om te huil nie, maar 'n dag om bly te wees. En dit eindig dan gewoonlik op Sondag met Opstandingssondag, waar ons weer terugkyk na die opstanding van die Here Jesus uit die graf. En sommige mense, veral sommige kerke, sal die feesvieringe eintlik al Maandag begin. En in die hele week het hulle 'n spesifieke dag wat op een of ander idee van die laaste week van Jesus se lewe fokus. Ons kan daarom tereg sê dat Paasfees en die Paastyd nie veel met hasies en sjokolade-eiers uit te waai het nie. En tog is Paasfees nie iets wat ons as Christene begin het op ons eie nie. Tog moet ons onthou dat Paasfees heel eers 'n Ou Testamentiese Joodse fees was, die Pasga. Voordat dit 'n Christelike fees was, het die Israeliete dit gevier elke jaar met 'n vaste datum, bepaalde rituele op 'n spesifieke tyd en plek. Dit bring ons dan by die belangrike vraag: hoe het ons van die Ou Testamentiese Pasga na die Nuwe Testamentiese Paasfees gegaan? Hoe het die pad geloop van Egipte na Golgotha, van die bloed teen die kusyne tot die bloed op die kruis? Waar is die oorvleeling tussen die twee? En hiermee saam, hoe wys die evangelieskrywers vir ons dat die Pasga ten volle volbring is in Jesus? Ons begin eers in die Ou Testament. Meeste van ons ken die agtergrond van die 10de plaag in Egipte, die lam, die dood van die eersgeborene. En vir die Israeliete was die Pasga dalk 'n nuwe instelling en 'n fees, maar dit was nie 'n vreemde gedagte nie. Die dood van die eersgeborene en die offer van 'n lam sou hulle dadelik laat terugdink het aan Abraham en Isak. Abraham se geloof word deur God getoets, toe die Here vir hom sê hy moet sy eniggebore seun Isak gaan offer. En halfpad teen die berg op kry ons hierdie besondere gesprek tussen pa en seun, waar Isak vir sy pa vra: "Pa, hier is die vuur en hier is die hout,
Maar waar is die lam vir die offer? Profeties en vol geloof antwoord Abraham dan, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. En tog ken ons die verhaal dan verder. Hulle het bo op die berg gekom en daar was nooit 'n lam nie. Die Here stuur 'n skaapram wat se horings vas is in 'n doringbos en Abraham offer hierdie ram in die plek van Isak. Die seun bly lewe, maar die lam het ook nooit verskyn. En jare later, toe die volk in Egipte was met die laaste plaag, lees ons uiteindelik van die lam. Op die Israeliete se laaste dag in Egipte, sê die Here dat hy die laaste plaag gaan stuur. Daar gaan die dood van die eersgeborene vir almal in Egipte wees, maar vir die Israeliete is daar bevryding, is daar lewe. Dit alles gebeur met die Pasga in Eksodus hoofstuk 12. Elke huisgesin moet 'n lam neem, 'n jaar oud rammetjie, en dan baie belangrik, sonder liggaamsgebrek. Hulle moet die lam teen die skemer slag en die bloed teen die deurkosyne en op die drempel smeer. En die bloed dien dan as 'n teken, wanneer die Here die bloed sien, sal hy verby die huis gaan en die lewe sal in daardie huisgesin wees. En die Israeliete het die verhaal van Abraham en Isak geken. Hulle sou dadelik gedink het aan die dood van die eersgeborene, maar aan die lewe wat die lam gee, die offerlam. God het die offerlam voorsien. En tog was daar soveel meer aan die Pasga as die bloed aan die deurkosyne. Die Pasga was 'n fees, dit was 'n samekoms vir gesinne waar hulle 'n maaltyd geëet het. Die lam moes gebraai word en geëet word, saam met ongesuurde brood en bitterkrye. En jare later het die gebruik ook gekom dat hulle wyn drink saam met hierdie Pasga, sodat dit hulle herinner aan die bloed op die muur, op die bloed in die kosyne. Maar dit was ook belangrik vir Israel 'n herinneringsmaaltyd. 'n Maaltyd waar hulle moet terugdink hoe hulle slawe in Egipte was, maar hoe die Here hulle losgekoop het. Letterlik, hy het hulle vrygemaak, maar ook gekoop uit Egipte. Hy het die prys betaal. Die lam se bloed, die saam eet van die gesinne, die maaltyd en die feestelikheid. Almal se harte was in hierdie tyd weer gerig op die Here se genade, op sy verlossing, die slaweband. En dit bring ons dan by die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas. Vir hulle gaan dit veral oor hierdie feesmaal en hierdie herinneringsmaaltyd. Op die donderdag aand, voor Jesus se verhoor, sy hegtenisneming en uiteindelik wat uit sal loop op sy kruisiging, op daardie donderdag voor die Vrydag, vier hy saam met sy disippels die Pasga. Soos die gebruik is, teen die skemer het hulle waarskynlik 'n lammetjie geslag. En hulle vier fees, hulle sing psalms, hulle eet brood en drink wyn. Hulle harte was reeds op die verlossing uit Egipte gerig, op die genade van die Here. En dan op daardie oomblik rig Jesus hulle oë op hom. Dit bring die Pasga tot vervulling. Hy stel 'n nuwe feestyd in. Nie meer die ou feesmaal met die lam en die offer in Egipte nie, maar die nuwe feesmaal, die nagmaal. Hy rig die disippels se oë op hom, die nuwe verlossing wat nou gaan plaasvind uit die slaweband. Waar die Pasga gewys het met die bloed van die lam, sê Jesus met verwysing na die wyn, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie gestort word. Soos die eerste Pasga die begin van Israel gemerk het en hulle verlossing gemerk het, sê hierdie maaltyd, dit is die verlossing, die begin van die verlossing van God se volk, die slaweband van die sonde. In Egipte moes 'n lam gesterf het sodat die eersgeborene kan lewe. En nou kom die eersgebore seun, die eniggebore seun van God onder die Nuwe Testament en lê sy lewe af as die lam sodat sondaars kan lewe. Ons hoef nie meer 'n Joodse Pasga te vier nie. Ons vier die fees van die nagmaal met die oog op Christus se kruis. Petrus wat daardie selfde aand daar was met die instelling van die nagmaal, sê in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde, sinnelose bestaan nie. Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus die Lam. Hoe mooi is dit nie?
Dit bring ons dan by Johannes. Terwyl die synoptiese evangelies die fokus van die Pasga op die nagmaal rig, kleer Johannes dit vir ons 'n bietjie anders in. Die Jode het die Pasga gevier in die eerste maand van die jaar. Op die 14de dag het hulle die lam geslag, die fees gevier en saam geëet, en op die 15de van die maand het die fees van ongesuurde brode aangebreek. 7 dae lank sou hulle dan fees vier rondom die tempel, almal saam. Die Pasga was tegnies net een dag, die dag van die 14de voor die 15de, maar met uitsondering het die Jode verwys na daardie dag en dat die hele fees van die ongesuurde brode as die Pasga. So alhoewel dit net een dag was, het hulle baie keer die Paasfees die hele tyd so genoem. In Johannes 13 vers 1 vier Jesus daardie een aand, na die slag van die lam, na die maaltyd saam met sy disippels. Maar hy sê vir ons niks oor die instelling van die nagmaal nie. Hy vertel dit asof daardie aand, daardie slag van die lam glad nie gebeur het nie. In plaas van die fees van die ongesuurde brode, praat hy die hele tyd van die Pasga. Dus alhoewel die Pasga verby is, praat hy van die voorbereiding van die Pasga wat nog voor lê. Hulle berei nog steeds voor vir die Pasga. Is asof iets kort. Is asof daardie fees vir die Jode elke jaar gevier het. Asof dit hierdie jaar nie gebeur het nie. Asof dit hierdie jaar nog nie volbring is nie. Is die lam nog nie geslag nie? Is daar iets wat kort? Johannes se tydlyn is nie mekaar nie. Die tye weerspreek mekaar nie. Hy gebruik doelbewus ryk en so bietjie dubbelsinnige taal te sê dat daar iets nog kort by die Pasga. Maar die een aand, maar die een maaltyd is dalk verby, maar die lam moet nog geslag word. Die fees is nog nie volbring nie. Jesus word oorgelewer om gekruisig te word. Op Golgotha hang die brood van die lewe en hy verduur die pyn en smart. Hy ly bange Godverlatenheid en hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En tydens Jesus se kruisiging wys Johannes vir ons herhaaldelik en ook baie spesifiek hoe Jesus die Pasga vervul. Hy vertel vir ons hoe die Jode, hoe Jesus tydens sy bediening vir die Jode gesê het, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors hê nie. En later sê hy weer, almal wat honger het en almal wat dors het, kan na my toe kom en wie in my glo sal nooit weer dors hê nie. Maar nou aan die kruis sê Jesus, ek is dors. Hy was fisies dors, aangesien hy in die son in die woestyn aan 'n kruis gehang het. Dit was 'n fisiese dors van uitpudding, maar dit was ook 'n geestelike dorsheid. 'n Verwydering van die Here, 'n oordeel van die Here wat daar volbring word. Hy verduur die vreeslike vuur van God se oordeel en straf. Jesus, die een wat fontein van lewende water in ons laat ontspring, hy ly namens ons dors aan die kruis. En voordat Johannes vir ons sê hoe hierdie woorde in Psalm 69 vers 22 vervul word, sê hy vir ons wat die soldate gedoen het toe Jesus sê hy was dors. Hy sê baie doelbewus dat hulle 'n spons met suurwyn gevul het en dit op 'n hisoptakkie gesit het. 'n Hisoptakkie is asof Johannes vir ons sê, onthou die uittog, onthou die Pasga, want dit is die takkie wat die volk moes gebruik het om die bloed aan die deurkosyne te smeer. Onthou die bloed van die lam. Daarna sê Jesus, dit is volbring. Nou is die Pasga afgehandel. Jesus het die prys betaal en die ou verbond is vervul. En hy verklaar daarmee dat hy nou al die werk van sy Vader voltooi het. Wat hy gekom het om te doen, het hy nou volbring. En die woord wat hy hier gebruik in die Grieks is net een woord. Dit beteken dat dit wat hy voorgestuur is nou klaar en dit sal klaar bly. Daar's nooit weer 'n lam nodig nie. Daar's nooit weer 'n Pasga nodig nie. Dit is volbring. Maar hierdie selfde woord was altyd geskryf aan die onderkant van 'n kontrak. Wanneer iemand skuld aangegaan het, dan het hulle 'n kontrak opgestel. En dan wanneer jy uiteindelik jou skuld afbetaal het, het hulle onder aangeskryf, dit is volbring. Dis asof Jesus nou die stempel op ons kontrak sit. Die kosbare bloed van die lam wat ons vrykoop, wat al ons sondeskuld uitdelg.
Dit is volbring. Uiteindelik is die Pasga vervul. Nooit meer sal daar 'n lam geslag word nie, want die lam wat die sonde van die wêreld weggeneem het, hy het gelei aan die kruis. En geliefdes, kyk hoe besonders beklemtoon Johannes dit verder. Gewoonlik sou gekruisigdes vir dae lank selfs aan die kruis bly hang. Dit was 'n verskriklike lydingsdood. Maar met tye, om die gekruisigdes vinniger te laat doodgaan, sou die soldate gekom het en die onderste bene van die gekruisigdes gebreek het. Daarom kan 'n persoon homself nie meer opdruk nie en sou hy versmoor het. En die hele tyd verwys Johannes nog na die voorbereiding van die Paasfees. Die Pasga lê nog voor, die Pasga lê nog voor, maar nou dat dit volbring is, sê hy dat die Jode voorberei het vir die Sabbat. Die rusdag lê nou voor. En toe die soldate uiteindelik by Jesus kom, aangesien die Jode gevra het dat die gekruisigdes se bene gebreek word, toe hulle uiteindelik by Jesus kom, sien hulle dat hy klaar dood is. Hulle hoef nie sy bene te breek nie. En nou sê Johannes, hierdie dinge het gebeur sodat die skrif vervul kan word. Nie een van sy bene sal gebreek word nie. Waarlik, ons is volkome bevry, losgekoop deur die bloed van die kosbare, die vlekkelose lam sonder gebrek. Hy ly vir ons aan die kruis. Ek sluit af. Jesus is die ware lam wat God voorsien het. Toe Isak vra, hier is die vuur en hier is die hout, maar waar is die lam? Paulus sê, ons paaslam is immers geslag. Dit is Christus. En vandag kan ons daarom Paasfees vier met vrymoedigheid, met vreugde. Ons kan Paasfees vier, want dit is volbring, ons skuld is afbetaal. Maar meer as dit, let op die woorde en die opdrag van Petrus in vers 13 en 21. Hy sê, vestig julle geloof en julle hoop, volkome die genade van God in Christus. Ons het almal so skape gedwaal, ons het elkeen ons eie pad gevolg, maar die Here het ons sondes op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n vlekkelose lam wat gelei is na die slagting. Daar aan die kruis hang die lam van God, die sonde van die wêreld wegneem. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons dank U dat hierdie dag 'n dag is waar ons opnuut weer opgeroep word om ons geloof en ons hoop volkome op die genade van God te rig. Die genade wat ons ontvang by die vlekkelose lam van God, hy wat van God afgestuur is sonder liggaamsgebrek, dat hy die prys betaal het, dat hy geslag is maar ook oorwin het, dat dit die geslagte lam is wat die kroon dra, dat dit sy bloed is wat ons volkome skoon was, en dat hy wat geslag is, wat die lam is, ook die herder is, wat ons na die lewende water toe lei. Rig weer ons oë, Here, op Christus, op die lam, en gee ons weer hoop, dat alles wat in ons lewe gebeur, 'n doel het, dat niks ons kan losruk uit Christus se liefde, en dat alles wat ons mag deurgaan in hierdie lewe, dat ons weet, dat U die prys reeds betaal. Ons hoef niks daar by te voeg nie, en niks ontbreek nie. Dit is volbring. In Christus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, kom ons staan, dan sing ons nou ten slotte skrifbereiming 1-2, en daarna die seën van die Here.
Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.